Goeiemôre gemeente. Goeiemôre gemeente. Ons voorlees ons toetredende lied is Gesang 442 vers 1 en 2 waarna u kan bly staan tot na ons lofgesang. Dankie. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur die sing van Gesang 201 verse 1, 2 en 3 waarna u weer kan sit. Oh
Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 26 vanaf vers 26 tot 30 en dan hoofstuk 28 vanaf vers 16 tot 20. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie vergiet word, tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofgesang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens Gesang 458, die eerste en die derde strofe.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, elke keer wanneer 'n mens saam met die gemeente, saam met die kerk reg oor die hele wêreld, ons geloof bely, dan is daar nie een sin in die geloofsbelydenis wat maak dat 'n mens se verstand eintlik vasdraai nie. Dink net, God het besluit om hemel en aarde te skep, terwyl hy in sy alwysheid geweet het wat ons mense daarmee gaan doen. Dink net, ons bely vergifnis van sonde, 'n ewige lewe, en ja, vir vanoggend, ons bely 'n een heilige algemene kerk. Ons almal wat tot die kerk behoort, weet dat ons God se eiendom is. En tog, wanneer 'n mens oor jouself nadink, dan begin 'n mens te wonder, kan ek van myself sê dat ek heilig is? Want ons loop en dink oor al die goed wat ons al gesê het, wat ons gedoen het, wat ons gedink het. Kan ek van iemand soos myself sê, ek is heilig? Kan ek van myself sê dat ek 'n gelowige is? As dit met 'n mens goed gaan, dan kan jy dit maklik sê. Maar die oomblik wanneer die onweerswolke opsteek, die lewe om 'n mens begin donker word, juis wanneer jy geloof so nodig het, dan begin die twyfel. Ja, op die kritiese tyd in 'n mens se lewe, dan begin die twyfel. En dan hoor 'n mens ander mense met wie dit baie goed gaan. Ja, in die geloof baie goed gaan. Mense wat jou verhale kan vertel van al die wonders wat al in hulle lewe en hulle familie se lewe gebeur het. En 'n mens staan by jouself en dink, en ek, wat kan ek sê? Dit klink so, of daar so baie ander mense van 'n geheim bewus is, waarvan ek nie weet. Kom ons gebruik 'n beeld. In die moderne filmbedryf, wanneer daar 'n hoogtepunt op die nuus aan 'n mens gebeeldsaai word, byvoorbeeld as jy ook na die sport kyk, en iemand het byvoorbeeld
die wêreldrekord vir verspring of hoogspring verbeter, baie verbeter. Wat doen die moderne filmbedryf? Hulle wys jou die gebeurtenis weer, maar teen 'n stadige spoed. En op daardie punt, waar die persoon wat hoogspring los oor die lat gaan, dan word dit gevries, sodat jy mooi kan sien, dat dit in jou geheue vasgelê word. Inderdaad het hierdie persoon die rekord verbreek. Dis nie maar net 'n kommentator wat dit sê nie. By wie jy dit hoor nie, jy sien dit. Of verspring. Daardie oomblik word gevries. En almal kan dit sien. Dit word in jou geheue vasgelê. En dink net, dit was die disipel Thomas, wat ons onthou as die ongelowige disipel. Dis iets wat hy wou gehad het. Hy het gesê, as ek die Here nie self sien nie, as ek die merke aan sy hand en aan sy sy nie kan sien en daaraan kan vat nie, dan kan ek dit nie glo nie. Ek kan nie glo wat ek ander mense net hoor vertel nie. Ons sit vanoggend by hierdie nagmaaltafel aan. En in ons hand het ons 'n klein stukkie brood en 'n slukkie wyn. En daarmee iets waaraan ons kan vat, kan sien, selfs kan proe. Kom God die Heilige Gees. En daardie gebeurtenis van 2000 jaar gelede aan die kruis en by die oop graf, vries hy vir ons daardie oomblik met 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn, dat ons dit kan sien, daaraan kan vat. Dit het gebeur. En so word die nagmaal vir ons mense 'n kragtige waarborg dat hier iets gebeur. En wat gebeur by hierdie tafel? Mense, soos 'n ongelowige Thomas, word genooi om te kom vat en te sien. By hierdie tafel word mense wat bedelaars is uitgenooi om soos Psalm 23 dit sou stel, om hier ontvang te word soos eregaste en om gevoed te word met die duurste voedsel en drank wat geld nie kan koop nie. Die liggaam en die bloed van die Seun van God. Dink vir 'n oomblik, as u hierdie broodjie vat en hierdie slukkie wyn. Hierdie nagmaaltafel is die kragtige teken
dat die kerk nie 'n menslike organisasie is nie. In die kerk kan niks gekoop word nie. Dink aan ou Israel. Hoekom het God uiteindelik die tempeldeure toegemaak? Want hulle het gedink dat hulle met hulle offers hulle redding, hulle verlossing van sonde kon koop. Nêrens word nie Ou Testament gekla dat Israel nie hulle offers gebring het nie. Maar hulle het hulle offers gebring en dan omgedraai en met hulle ou lewe aangegaan. En God het die tempeldeur gesluit. God het self so ver gegaan om vir sy profeet Jeremia te sê, staan van jou knieë af op, hou op om vir hierdie volk te bid, ek luister nie meer na jou nie. En die uiteinde was die ballingskap. Ons sit hier omdat God bedelaars in die geloof nooi om hier te kom sit. Hier's geen offers te bring nie. En hier word ons die geheim wat ons dink ons kort kom, die antwoord op kort kom. Hier word die geheim ons meegedeel. Die vergewende liefde van God ons Vader. Die nagmaal is 'n klein stukkie brood en 'n klein slukkie wyn. En God die Heilige Gees vries nie net dit wat 2000 jaar terug gebeur het, maar met hierdie selfde stukkie brood en slukkie wyn maak hy vir ons die deur na die toekoms toe oop. Onthou wat het Jesus gesê? Hy het gesê, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En dan sal ek die nuwe wyn saam met julle in die koninkryk van my Vader drink. Broeders en susters, die tafel van die Here, soos Martin Luther ons beskryf, is bedoel vir mense wat bedelaars is in die geloof en dit weet. Kom sit dan vanoggend by die tafel aan en sien dan hoe dat die Here bedelaars soos eregaste ontvang. Amen. Kom ons staan vir die belydenis van geloof. Ons bely saam die kerk van alle eeue soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is,
en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 209, waarna u kan sit. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. So ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons glo en bely dat ons Verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af, soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie en in gemeenskap
van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse lewe, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe, wat die gelowiges besit, te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink, en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof die hand en mond van ons lewe vir ons geestelike lewe, die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. En net so verkoop en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Amen. Gemeente, om hierdie nagmaal tot eer van God te bedien en ook tot die opbou van ons geloof, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, op hierdie dag loof en dank ons U, dat U U Seun in ons wêreld ingestuur het.
Ons dank U dat hy ons skoon was met sy bloed en van ons 'n heilige tempel maak vir U om in te woon. Ons bid U, goeie Heer, laat die evangelie tog die donkerte in ons harte uitdryf. Laat die liggaam en bloed van U Seun 'n lewe in ons laat ontspring, wat groei en gedei, en die ou mens in ons oorweldig en tot niet maak. Laat die lewe wat hierdie ete in ons voed, laat dit tog 'n lewe wees wat blydskap in ons gemoed bring, en dat ons met 'n opgewekte hart te midde van hierdie wêreld U Seun mag ervaar. Goeie Heer, laat tog niks in hierdie wêreld ons van die saligheid beroof wat U Seun aan ons skenk nie. En laat ons tog met 'n verootmoedigende hart na U tafel kom, hier kan opstaan en ons danklied in ons huise en in hierdie wêreld kan indra. Bo dit alles bly ons bid, as dit U wil is, laat U ryk tog gou kom. Hoor ons tog, net om Christus ontwil. Amen.